saam met my na die boek van Johannes toe, die 8ste hoofstuk, waaruit ek net 'n paar verse vir julle wil lees. Pastoor Monay het 'n kosbare reeks bedien met julle rondom die woordjie vry. Vry. Ek is vry in Christus. En ek wil vanmôre met daardie reeks van hom inhaak en dit met jou deel wat die Here op my hart gelê het. Johannes skryf in hoofstuk 8 vanaf vers 31. Hy sê, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. As julle in my woord bly. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Wat is die waarheid? Ons geloofsbelijdenis? Dis 'n waarheid. Wat is die waarheid? Jesus antwoord dit self. Hy sê, ek is die weg. Hoor mooi, die waarheid en die lewe. So what is the truth? The truth is Christ. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, en as julle die waarheid ken, as ek en jy wie ken, as ons Christus ken, sal julle die waarheid, sal Christus julle vrymaak. En hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham, en ons het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê jy dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, is 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Hy wat die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Die waarheid is, daar is baie mense wat vry lyk, maar nie vry leef nie. En is nogal iets wat onder ons Pinksterouens ingekruip het. Ons verklaar dat ons vry is, maar ons leef nie soos mense wie vry is nie. En ek wil hê met daardie kort gedagte iewers binnekant stoor, want dis waarop ek wil bou vanmôre. Daar is baie mense wat vry lyk, maar nie vry leef nie. Hulle glimlag, maar hulle is gebroke. Hulle sing, maar eintlik huil hulle harte. Hulle gaan kerk toe, maar leef steeds in ketTINGS. Ek wil hê met vanmôre iets weet. Jesus het nie net gekom om my en jou hemel toe te neem nie. Hy het gekom om jou en my nou reeds vry te maak. Daar het iets ingekruip, we are living so heavenly minded that we are earthly no good. Ons praat van die vryheid wat ons eendag by God gaan hê, terwyl Christus gekom het, dat ons reeds nou daardie vryheid in ons eie lewe kan hê. Sê vir nou langs jou, hy wie die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. In die eerste plek vanmôre, ek wil hê jy moet mooi hoor, Jesus bevry ons van die mag van sonde. Die grootste slawerny in ons tyd is nie ekonomiese slawerny nie, dis die slawerny van sonde. Jesus sê in Johannes 8 vers 34, elkeen wat sonde doen, hoor mooi, is die slaaf van die sonde. Ek weet nie van julle nie, met julle agterkom as jy droog gemaak het gister of in die week wat verby is, en jy kom sit 'n oggend soos hier in die kerk, dan is jou vrymoedigheid weg. Jy wil graag jou hande opsteek, maar sonde sê, het jy vergeet van my. Nou praat ek nie eens van jou vrou wat langs jou sit, of jou man, of wie ook al jy teenoor gesondigheid nie. Ek praat van die bewustheid van daardie ding wat jy gedoen het, want dan is jy die slaaf van wat? Want sonde bepaal of ek vrymoedig kan wees of nie vrymoedig kan wees nie. Die waarheid is, sonde beloof soveel plesier. En ons sit met baie mense in ons lewens as pastore wie vasgevang is in die mag van sonde. Iets wat beloof het sal jou groot boldness gee, sal jou baie gelukkig maak. Maar die waarheid is, daardie sonde bring gevangenskap.
Dit beloof geluk, maar dit bring eintlik skuld. Dit beloof lewe, maar dit bring eintlik dood. En ek wil hê jy moet vanmôre mooi oor kerk. Toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het hy elke ketting van die mag van sonde gebreek. Hoor mooi, hy het elke ketting van die mag van sonde gebreek. Hy het ons nie net vergewe van ons sondes nie, hy het die mag van sonde in jou en my lewe gebreek. Sonde het geen autoriteit meer in jou lewe, in my lewe nie. Behalwe as ek hom plek gee. Behalwe as ek hom die ketting gee, om my jou niet vas te maak. As jy dan wil verslaaf wees, as jy dan aan iets wil vas wees, maak jou vas aan Christus. Maak jou ketting jou vas aan hom. Waar hy gaan, gaan jy. Wat hy doen, doen jy. Waar hy is jy. So as jy dan regtig 'n slaaf wil wees, doen dit. Daarom sê Paulus, hy sê die sonde sal oor julle nie heers nie. Iewers is daar hierdie tendens, weet jy wat, ek wou dit nie doen nie, maar ek het. Iets het my geforseer, iets het my gedwing, iets het my gemaak om te doen dit wat ek gedoen het. Maar ek wil hê jy moet vanmôre iets weet, Christus het jou en my vrygemaak van die oorheersing van sonde. Sonde is nie meer my baas nie, ek is sonde se baas. Sonde sê nie vir my wat ek moet doen nie, ek sê vir sonde dat ek gaan dit nie doen nie. Maar dit is 'n posisie wat ek moet inneem. Dis 'n autoriteit wat ek my eie moet maak. Dis 'n plek van gesag wat ek my eie moet maak. Ek mag sê nee wanneer ek wil sê nee. Sê vir jou langs jou, ek mag sê nee. Glad day when I was born again. The things I used to do, I do them no more. It was a glad day when I was born again. Toe ek wedergebore is, het ek autoriteit gekry in Christus om vir dinge in my lewe nee te sê. In die tweede plek vanmôre, Jesus bevry van skuld en veroordeling. Weet jy hoeveel kinders van die Here, weet jy hoeveel Christene leef nog vanmôre onder skuld? Hulle glo dat God kan vergewe. God kan nuut maak. God kan mense omkeer en kosbaar herstel, maar nie hulle nie. Hallo? Ons God kan dit doen vir alle ander mense, maar nie vir hulle nie. Pastoor, ek dra maar nog steeds hierdie pakkie. Ek dra maar nog steeds hierdie las. Wanneer ek na myself in die spieël kyk, dan sien ek hierdie mislukking. Ek sien hierdie man of ek sien hierdie vrou wat foute en leemtes in sy of haar lewe het. Ek sien hierdie, maar ek wil vanmôre vir jou iets sê. Dis tyd om jou identiteit te verander. Dat wanneer jy in die spieël kyk, dat jy begin sien wat God sien. Amen. Dis nie ek was wie ek was nie, is wie ek is, wat elke môre voor my in die spieël staan. En weet jy wat sê hy eerste woord wat hy vir my sê? Môre handsome. En dan loop ek weg en dan sê, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. As jy nie glo wat God in jou sien nie, dan leef jy nog onder die druk, onder die ketting. Kerk, dis tyd om vry te word. Nie arrogant nie, vry. Vry. My vrou nogal vandag, laasnag, toe ons wakker word, sy het van die Paulies gedroom, en toe sy net vir my sê, sy het van die Paulies gedroom, toe onthou ek het. Daar was sy, haar naam is Tanya, sy was by ons in die gemeente. Sy het een af my, Jesusie pastoor, vir 'n kort dik mannetjie, jy dan maar 'n goeie selfbeeld. Dis reg, want ek weet wie ek is. My selfbeeld is nie my looks of die kar of die motorbike wat ek ry nie. My selfbeeld is nie my bankbalans nie. My selfbeeld is nie die titel wat ek by my naam dra nie. My selfbeeld is wie ek is in Jesus Christus. En hy het my vrygemaak en ek is sy seun. Halleluja. En die oomblik wat jy weet wie jy is en wie jou pa is nie, dan kom daar 'n vrymoedigheid hier binne in jou op, 'n boldness wat sê, weet jy wat, ek is wie God sê. Ek is. En die ou vir wie jy dit die meeste moet sê is vir jouself. Maar julle praat ons nie met julle self, net in die Transvaal. Ons praat met onsself hoor. Goeiemôre, môre Hansen, hoe gaan dit met jou? Ja, ons het 'n lekker gesprek. Dit is tyd vir jou om vir jouself te sê, weet jy wat? God het my vrygemaak. Vrygemaak, vry van veroordeling, vry van skuld.
Jy sien jou vyand het die geneigtheid om jou my te herinner van ons verlede. Maar die Heilige Gees wil jou vanmôre herinner aan wat vir jou gedoen was aan die kruishout van Golgotha. Tetelestai. Dis volbring. Dit was meer as genoeg. Meer as genoeg om jou vry te maak, splinter nie te maak van wat ook al in jou verlede was. In kerk, dis tyd dat ons dit weer ons eie maak. Weet jy wat ek is wanneer Christus, ek is wie Christus sê ek is. Wanneer hy my vrygemaak het, wanneer hy my vergewe het, dan doen hy dit volkome. Hy maak my nie net skoon nie, hy maak my splinter nuut. Wanneer ons mense doop nou, ongelukkig leer ou dit maar net met jare en tyd, dan skep jy by daai ou of daai vrou 'n verwagting. Dat wanneer ek uit daai watergraf uit opstaan, dat ek anders gaan wees. Ek doop 'n meisie. Sy sê my pastoor, glo jy regtig God kan alles nuut maak? Ek sê glo dit met my hele hart. Sy sê, glo jy dat God kan my maagdelikheid herstel as ek deur die bad van die wedergeboorte gaan? En skielik is ek op my voete, want nou moet ek vinnig ding, want ja. En ek hoor die Here vir my sê, ek kan alles nuut maak. Ek kan alles nuut maak. Ek doop daardie jong dogter. Nadat ek hulle getrou het, bel sy my eendag, sy sê, pastoor, ek wil net vir jou sê, ek was 'n maagd toe ek met my man getrou het. God het my nuut gemaak. Ek het geen verbintenis met die verlede. Ek het geen verbintenis met my foute nie. Ek het geen verbintenis met daai geleenthede wat ek God en myself teleurgestel het nie. God het my nuut gemaak. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek gee nie om wat jou verlede is nie. Ek gee nie om wat jou gister is nie. Ek gee nie om wat jou fout is nie. God het vanmôre vir my gesê, hy wie die seun vrymaak sal waarlik vry wees. En God wil jou vanmôre brand new maak. Dan moet jy weet vanmôre, Jesus bevry ons nie net van sonde en ongeregtigheid nie. Hy bevry ons ook van vrees. Vrees is een van ons grootste, of een van Satan se grootste wapens. Die vrees vanmôre. Kom ons wees eerlik mekaar, hier sit ouens vanoggend hier, wat al klaar stoei met môre. Weet nie wat wag vir my nie. Ek weet nie wat gaan by die werk gebeur nie. As dalk sprake van retrenchments en jy wonder of jou naam op die lys is. Nou begin jy al vrees vir môre. Grootste vrees by ons is 'n vrees vir siekte. En dan bely ons deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy maak ons nie net gesond, hy maak ons vry van die mag van krankheid. Hy maak ons vry. Jesus bevry ons van die vrees vir siekte, hy bevry ons van die vrees vir môre. Hy bevry ons ook vir die vrees vir mense. Wat gaan die mense sê? Hoe gaan hulle my hanteer? Wat gaan hulle sê as ek van hulle vertel, ek is nie meer die ou Tini nie, ek is 'n brand spanking new Tini. Wat gaan mense vir my sê as ek hulle vertel dat ek het my lewe, my hart vir Christus gegee? Wat gaan mense sê as ek vir hulle vertel dat my verlede nie meer 'n impak op my lewe nie? Ek sien kans vanmôre, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Ons is so bekommerd oor wat mense sê. Die tyd het aangebreek dat ek en jy begin aanvaar wat God sê. Sê vir jou langs jou, jy's kosbaar, wonderbaar, geweef in die skoot van jou moeder. Jy's kosbaar in my oë, sê God. Jy's die een vir wie ek aan die kruishout gesterf het. Jy's die een vir wie ek my lewe afgelê het, want jy's kosbaar vir my. Die tyd is aangebreek om op te hou bekommer wees wat mense sê. Wat belangrik word vanmôre is, wat sê God van my? Wat sê God van my? Hoor mooi wat sê God. Hy sê, hy het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Ek en jy hoef nie meer deur vrees beheer te word nie.
Nou kan ek en jy regtig sing. Don't worry, be happy. Ek ken nie die res nie. Ek onthou net daai gedeelte. Don't worry, be happy. Ek het so 'n week of wat terug 'n oomie by my in die kerk begrawe. Ek het nog nooit in my lewe so iemand ontmoet nie. Die ou en ek gaan bid vir hom in die hospitaal, terwyl hy op die kruispad van sy lewe is. Dis kwessie van ure, minute, vir hom die tydelike met die ewigheid te verruil. Ek stap in en ek vra vir hom, Gert, hoe gaan dit? Hy sê, pastoor, nie goed nie. Baie goed. Ek sê, kan ek vir jou bid? Hy sê, jy mag maar. En nog voordat ek my mond kan oopmaak, begin hierdie ou die grootheid en die almag en die heerlikheid van God besing. Hy kom nie voor God met 'n grocery lys nie, hy kom voor God met aanbidding, en op sy sterfbed besing hierdie ou die grootheid en die almag van God, en die ou en ek gaan huis, ek sê, weet jy wat, ons het gegaan om hom te inspireer, en hy het ons geïnspireer. En op sy begrafnis, sy seun wat in Nieu-Seeland bly, kom kuier, of afgekom vir die begrafnis, en hy maak die volgende stelling oor sy pa. Sy pa het nooit gekommer oor die dag van môre nie. Hy het nooit gewonder nie, hy het nooit gevrees nie. Hy het geweet, God is in beheer. God is in beheer. Vra verlede, en ek het al baie gesê, sê, wat gaan ons maak? Sê, ek moet nie worry nie, ek gaan 'n plan maak. Ek sal iewers 'n haas uit die hoed uitruk. Maar ek is nie meer daar nie. God sal. God sal. My dogter het nou die oggend 'n lied by die kerk gesing, en daai lied het so my hart ingekruip. God will work it out. There's one thing I know, one thing I found. God will work it out. Ek en jy is vry van vrees, vry van mislukking, vry van die vrees van mense, vry van die vrees van môre, vry van siekte. Hoekom? Want ons word nie meer deur vrees beheer nie, maar deur God. Deur God. In die 4de plek, en ek gaan nie lank wees nie. En dis iets wat die Pinkstermense vanmôre moet hoor. Jesus bevry my en jou van demoniese gebondenheid. Ek weet nie wie bly by jou huis nie, maar ek weet wie bly by my huis. Ek weet wie is koning van my huis. Ek weet wie se naam is op my deurposte aangebring. Ek weet wie heers in my huis. Daar is geen mag van teenstrydigheid nie, want ek het God ingenooi en die duiwel het geen ander keuse gehad as om sy tas te pak en te waai nie. En nou praat ek nie van my nie, hoor. Ons is nie meer gebonde aan demoniese oorheersing nie. As jy gaan kyk in die evangelies, het Jesus telkens mense bevry. Jy sien, waar Jesus gekom het, het duisternis gevlug. Lukas 4 vers 18 sê, hy het my gestuur om aan die gevangenes vrylating te verkondig. As Pinkstermense glo ons vanmôre Jesus red. Net 2. Ander NG ouens, wat sê julle? Ek sê Jesus red. Amen. Ons glo Jesus genees. Kom probeer weer. Ons glo Jesus genees. Ons glo Jesus herstel. Ons glo Jesus bevry. Ons is nie bang vir die vyand nie. Hoekom nie? Want hy wie in my is groter dan hy wie in die wêreld is. Pastoor, daar is iets in my huis. Daar's iets in my huis. Jy moet kom bid. Daar's iets in my huis. Dis tyd dat jou huis, jou blyplek, jou slaapplek, jou kamer, jou kombuis, jou garage, jou kar 'n plek word waar God regeer. Die mag van teenstrydigheid het geen plek in jou kar nie, geen plek in jou huis nie, geen plek in jou finansies nie, geen plek in jou huwelik nie, geen plek in jou verhouding met jou kinders nie. Al die plek het en alles in jou lewe is God en niemand anders nie. Wat sê Dawid in Psalm 23 vers 1? Hy sê, die Here is my herder. Mooi hoor wat sê Dawid. Is nie 'n plek wat God gekies het om te wees nie.
Dis 'n plek waar Dawid God aangestel het om te wees. Hy het 'n keuse gemaak. Hy het die wilsbesluit uitgeoefen, Here, U is herder van my lewe. En dieselfde moet met my en jou gebeur. As Pinkstermense is dit tyd dat ons hierdie ding uitleef. Ons word nie oorheers deur demoniese magte nie. Ons word nie oorheers deur teenstrydige nie. Ons word nie meer oorheers deur negatiewe berigte op die televisie, wat ook al nie. Ons word oorheers deur God en Hom alleen. So my besluite word nie geïmpakteer deur wat in ons lewe gebeur of wat ons omstandighede gebeur nie. My besluite word geïmpakteer met dit wat God sê. Dit wat God sê. Dit wat God sê. Groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld leef. Ek gaan stil raak rondom hierdie gedagte en ek besef, weet jy, dit is baie maklik om te sê ek is vry. Maar hoe leef ek regtig in vryheid? Daar's net een manier om werklik in vryheid te leef. Dis deur die invulling, die doping van die Heilige Gees. Dis tyd vir God om weer sy plek te kry in ons Pinkstergeleedere. Want is net die Heilige Gees wat my en jou help om in vryheid te leef. Julle die geheim. Jesus maak jou en my vry. Maar dit is sy soet Heilige Gees wat ons help om vry te bly. Vir baie lank was mense net gedoop. Was nie belangrik geweest om gevul te word met die Heilige Gees nie. Woep, terug is ek in die jare 60, 70s, toe my pa in die bediening was. As hulle daai aand iemand gedoop het, is hulle nie huis toe nie, voordat hy of sy gevul was met die Heilige Gees nie. As dit 'n doopdiens was, het ek geweet, ons gaan met pyjamas kerk toe. Want jy moes maar onder die bank lê en slaap, en pa en ma gaan nie huis toe, totdat hy of sy, wie vanaand met Christus bekleed is, gevul is met die Heilige Gees. Al moes hulle die hele nag deurbring. Dit was 'n prioriteit geweest vir mense, om gevul te wees met die Heilige Gees. Want ek besef vanmôre, om vry te bly, en om vry te bly leef, om in autoriteit te leef in die naam van die Here, het ek en jy wat nodig? Die Gees van die Here in ons lewens. Daarom sê Jesus vir sy disippels, hulle was reeds gelowiges. Hy sê, wag totdat julle met krag uit die hoogte bekleed word. Hoekom? Want jy kan nie in vryheid leef uit jou eie krag nie. Jy kan nie. Jy is nie sterk genoeg nie. Al is jy nou 6'12" soos Henny, jy is nie sterk of groot genoeg nie. Ek en jy is groot as wat ons is, so klein as wat ons is, het ons iets nodig. Die invulling van God, soos die Heilige Gees. Jy wat al baie lank in die kerk is, sal weet, dis waaroor kerk gegaan het nog altyd. Die teenwoordigheid van God. En mense om anders te huis te gaan, as wat hulle gekom het. 'n Preek verander nie mense nie, die Gees van God doen. 'n Lied verander nie mense, die Gees van God doen. So wat het ons nodig? Ons het die teenwoordigheid van God nodig, en daarom is dit so belangrik vir jou en my as kinders van die Here, waar die Gees van die Here in heerskappy in ons lewe leef. Hoekom? Het ek en jy die Heilige Gees nodig? Want jy sien, hy gee my en jou die krag om sonde te oorwin. Ek kan nie glo jy het nee gesê nie. Ek ook nie. Maar hy wat hier in my is, het gesê, nee. Hy wat hier in my is, het dit geweier. Hy wat hier in my is, het gesê, draai om en stap weg. Hy wat hier in my is, het gesê, moenie daaraan vat nie, moet dit nie jou eie maak nie, beweeg aan, ek het beter vir jou in gedagte. So belangrik dat die Gees van God in ons binneste is. Hy gee vir ons wysheid vir besluite. Maak 'n keuse, maak 'n uitspraak in 'n lewe, en jy besef, maar weet jy wat, ek kan nie glo dat ek het hierdie kosbare besluit gemaak nie. Ek kan nie glo dat ek het hierdie wysheid in my gedagte eers gehad nie. Was nie jy nie, hy wat in jou is. Gee wysheid vir besluite. En hy gee ook liefde vir mense. Ons het 'n kombergsprojek nou by die kerk gehad vir die winter, en ek en Leona en twee van ons senior mensies, leierskap, ons ry nou deel ons ook komberse uit, en ons kom by 'n winkel en lê so 'n klomp ouens op die stoep en slaap, en
Ek vat ook my kombers en ek sien die ouens nogal jonk en ek paas hom soos 'n rugbybal. En die ouens saam met my is Nico, hy gee ook sy kombers en die vroukie saam, haar naam is Zoe. Sy stap toe na hierdie ou toe, vuil, verslons. En hy sit op en sy vat sy hand in haar hand. Sy sê, voordat ek jou hierdie kombers sê, is daar iets wat jy moet weet. Ek wil vanaand vir jou sê, hoe lief is God vir jou. Ek paas hom soos 'n rugbybal. Zoe nie. As iets in haar kosbaar wat oorgedra word, weet jy wat? Ek vrees nie die omstandige waarin jy is nie. Jou reuk sit my nie eens af nie. Ek het woord vir jou. God is lief vir jou. Die Heilige Gees help ons om in vryheid te leef. Dit gee ons heiligheid. Things I used to do, I do them no more. Ons sê nee vir dinge en ons weet daar is dinge wat nie reg is nie en ons sê nee daarvoor. Die inwoning van sy soete Heilige Gees gee my en jou volharding, vasbyt. Kom ons wees eerlik, daar's maar moeilike dae in die huwelik, nê? Manne? Daar's maar moeilike dae in die huwelik, vroue? Ja, ek met die vrou het meer moeilikheid hier nie baie as die man, so. Dis baie keer by jou werksplek wat jy voel, weet jy wat, ek gaan maar eerder my goed pak en ek gaan loop. Daar is baie omstandighede, selfs in die kerk wat jy voel, miskien moet ek maar my paai vat en waai, maar ek wil vanmôre vir jou sê, die oomblik wat die Gees van God heerskappy in jou lewe bring, dan volhard jy. Deur dik en dun. Deur mooi en lelik. Jy byt vas. Wanneer die Gees van God in ons lewe heerskappy, dan kry ons geestelike gawes. Man, is daar iets is wat die kerk nodig het. Dis weer gawes. Ek weet nou nie in die baie nie, maar daar by my in Kempton Park, veral die gawe van onderskeiding. Gawe van onderskeiding. Sodat jy nie belieg word nie, maar dat jy die waarheid sien. Sodat jy nie mislei word nie, maar dat jy die waarheid ken en die waarheid kan identifiseer. Wat doen die Heilige Gees se heerskappy in my en jou lewe? Dit gee my jou vrymoedigheid om te getuig. Wil jy met my vanmôre in die oë kyk? Pinkster is nie net 'n belewenis nie. Dis nie net daai goosebumps wat jy kry wanneer die band speel en die mense sing nie. Pinkster is 'n leefwyse. Sê vir jou langs jou, leefwyse. Pastoor Mona, hier is nog 'n Pinksterkerk, nê? Amen, hier is nog 'n Pinksterkerk. Dis wie ons is, dis wie die gemeente van Christus is. Pinksterkerk. Ons is die apostole en die olie, die happy clappies. Toe ek 'n kind was, ek by die skool gekom het, maandagooggend, en vra die juffrou vir my, wie die duif gevang? In die begin het ek nie verstaan nie, want jy sien, hulle daai tyd geglo, as ons 'n diens het, dan los ons duif, en die een wat die duif vang, kry die Heilige Gees. Hallo? Die Pinksterkerk van daardie tyd was 'n kragtige kerk as gevolg van wat? Die werking van God se soete Heilige Gees. My pa het 'n klein kerkie gehad in Greymond. Daai jare was die kerkies maar klein, die Pinksterkerkies, maar altyd die kerkies wat niemand mee wou hê, net ons gekoop. Amper soos die een daar bo in St. Patrick weg, julle wat ek kan onthou, waar Kabega eintlik begin het. En daar was nie baie parkering nie, en die huis Naanson was baie naby, en die tannie Naanson, ons was ons nooit goed gesind nie. En elke keer as hy sê vir my pa, as julle weer vanaand oor 'n uur gaan, dan bel ek die polisie. En keer op keer het die polisie al aangekom en vir my pa gesê, as dit nou weer gebeur, dan arresteer ons jou, ons sluit jou toe. In die aand, is nog jonk, ek sit agter die dromme, kan nog nie regtig speel nie, maar ek help myself. En die Gees van die Here werk, en die geraas raak oordowend. Toe ek weer sien, toe stap die polisie sersant agter by die deur in. Die kerk was so in twee gedeel, sykant en lang reguit gang in die middel. En hierdie ou kom so opgestap, en ek weet, vanaand sluit hy my pa toe. Maar toe die polisieman so 3/4 op is in die gang, toe kom die krag van die Here oor hom. Toe maak hy groter geraas as die lot van ons saam.
Die Here keer daardie sersant daardie aand om en vandag is hy pastoor Gert Snyman, 'n man wat vir God werk. In 'n oomblik van 'n oomblik verander God alles. Hoekom? Want die krag van die Here is, daar is vry, daar is verandering, daar is vernuwing. En die tyd het aangebreek dat ons weer 'n Pinksterkerk word. Jy sien, die krag van die Heilige Gees is nie net om in tale te praat nie. Dis om nee te sê vir sonde en ja te sê vir God. Dis om lief te hê, dis om te vergewe, om heilig te leef en ook om die evangelie van Christus te verkondig. Ware vry beteken nie ek doen wat ek wil nie. Die wêreld sê ek is vry om te doen wat ek wil. Die Bybel sê ek is vry om te doen wat God wil. Ek is nie vry om te doen wat ek wil nie, ek is vry om te doen wat God wil. Jy sien, sonde bind, Christus bevry en sy soete Heilige Gees lei jou in my. Kan ek sagte musiek kry? Baie dankie. Miskien sit jy nog vanmôre hier, vasgevang in bindings in jou lewe. Miskien is daar nog iets wat jou lewe oorheers en beheer. En daar is so baie goed. Ek onthou as kind was daar net 3 groot sondes in die kerk. Net 3. Rook, dans en drank. Jy daai 3 goed gedoen het, was jy op pad hel toe. Jy kom as kinder en bitterheid in jou hart sweef, wat ook al. En ek wil nie vanmôre sonde aan jou wys, maar dalk is daar nog iets in jou lewe vanoggend. It's holding you back. Dit beroof jou van jou vrymoedigheid. Daar staan jy wat jy wil opgewonde wees, jy wil hardloop, jy wil spring, maar dan is daar die gebintenis in jou lewe wat jou nog terughou. Miskien sit jy vandag hier in die gebou en jy is verslaaf nog aan iets. En verslawing is baie ander goed as net dwelms, hoor. Ek dink die grootste verslawing van ons tyd is 'n selfoon. My vrou vermaan my baie. En as my verskoning, maar ek werk. Sit in 'n gesprek met mense, gesels as ek op my selfoon. Vat ou se lewe oor. So wat is verslawing? Iets wat jou beheer, iets wat jou lewe oorvat. Miskien sit jy vanmôre nog hier vasgevang in bitterheid. Pastoor, as wat met jou gebeur en wat met my gebeur, is sal nie so maklik praat om te sê, ek vergewe volkome nie. Ek dra nog hierdie bitterheid, ek het nog steeds hierdie wangsmaak in my mond, elke keer dat ek hom sien of daarin herinner word, dan is hierdie bitterheid nog hier, en ek wil vanmôre vir jou sê, dis jou tyd om van bitterheid ontslae te raak. Want hy wat die seun vrymaak, sal waarlik vry wees. Dalk is dit vanmôre ons vergewens gesindheid. Kan nie. Ek weet nie of julle die koerante gelees het van 'n jong meisietjie wat in Brakpan vermoor is nie. Haar ma se boetie en dan oor haar oom het haar verkrag. En daarna het hy haar so vernietig en verniel dat hy haar in 'n tas ingesit het onder sy bed. En daar het die polisie haar gekry. Was groot in die koerante. Haar oupa is 'n bikerskerkpastoor daar in Kempton Park. Sy die oggend met hom 'n koffie drink en vra hom hoe gaan dit? Hy sê met Tini, you know what? God told me something that I don't think I'm capable of doing. He said, what did the Lord tell you? He says, the Lord told me that I got to go to prison and I got to go tell that young man that killed my granddaughter, I'm going to be his spiritual father. I'm going to support him. I'm going to be there for him. I know everybody has turned their back on him and nobody wants to see him. He's an enemy of the community, but God told me that I got to go there and tell him that what he did is wrong, but I forgive him and I love him and I will take care of him. Pastoor se naam is Colin Bam en jy kan dit maar gaan lees. En ek kyk daag so en ek dog jy sê, weet nie of hierdie oupa sou kon nie. Weet nie of hierdie oupa sou kon nie.
Maar ek wil jy moet iets wees vanmôre wanneer God kragtig in jou lewe is en wanneer God in heerskappy is selfs die mees onmoontlikste vergifnis moontlik. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As hy kon, kan jy. Jou vyand sê dalk nou vir jou, dis onmoontlik, jy sal nie kan nie. Jy sal nie kan nie. God sê jy sal. Want ek wil jou vrymaak. Ek wil jou vrymaak van bitterheid, onvergewensgesindheid. Ek wil jou vrymaak van skuld. Nou praat ek hier net van finansiële skuld, geld wat jy iemand skuld nie. Ek praat van skuld ten opsigte van jouself, jou mislukkings wat jy gemaak het, die foute wat jy gemaak het, daai goed waarvoor jy jouself nie kan vergewe nie. Jy wil nie probeer nie, want jy onthou te veel hoe jy laas keer misluk. Jy sien nie kans vir 'n nuwe verhouding nie, want jy is bang jy stel weer teleur. Nou word jy die slaaf van skuld, skuldgevoelens. Miskien is jy vanmôre die slaaf van depressie. Miskien is jy self die slaaf van gebrokenheid. Nico en Zoe, wat ek nou vir julle van vertel het, Zoe. Hulle het nou die 2 Augustus, 2 jaar terug, wat hulle jong, of hulle enigste kind, hulle dogter dood is aan kanker. Ons het saam met daai kind gebid, geglo. Inteendeel, ek het haar op haar sterfbed in die huwelik bevestig. Want sy wou net daai man se van hê. Sy wou genoem word sy vrou. Leona, die mooiste ou rykertjie onder in die winkeltjie gekoop en dit was in haar hand en ek het daar op daai bed en met die suurstof in die masjiene het ek hulle in die huwelik bevestig. En ek wil vertel julle hierdie, want ek het gedog Nico en Zoe gaan daarna uit mekaar uitval. Hulle geloof gaan in skerwe lê. Hulle gaan opgee, hulle gaan nie meer glo nie, hulle gaan nie meer God vertrou nie. Ek wil vanmôre vir julle dit sê kerk en ek vertel dit vir jou doelbewus. Hulle tans die grootste inspirasie in vertroue en geloof in God, want gebrokenheid het hulle nie van God weggejaag nie, inteendeel, dit het hulle boots en al in God se arms ingejaag. As iemand in die hospitaal is, nog voor ek het weet is Nico, Zoe daar. As iemand siek is, ek dink nog om by hulle huis te kom, dan was hulle lankal daar. Want gebrokenheid did not take control of their circumstances. Jesus did. Jesus did. En in dit wat hulle getuienis is en dit wat hulle meegemaak het, is hulle so ongelooflike bemoediging vir alle mense, om alle mense te verryk om te weet jy wat, ek hoef nie die slaaf te wees van gebrokenheid nie. Luister vanmôre, as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Nie halfpad nie, nie tydelik nie, nie gedeeltelik nie. Waarlik vry. Sê vir jou Lansjo, waarlik vry. Die kruis het die prys betaal. Die graf is leeg. Jesus leef. En hy het sy Heilige Gees uitgestort. Nou is die vraag, waarom dan nog in kettinge leef? Hoekom nie opstaan in die vryheid wat Christus reeds vir jou gekoop het nie? I'm free. I'm free. I am free. I am free. Het is tyd om te weier om die juk van slawerny te dra. Het is tyd om te leef as 'n kind van God. Het is tyd om te leef in die krag van die Heilige Gees. Het is tyd om te leef in oorwinning. Want hy wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Niemand behalwe God het 'n reg op jou lewe nie. Niemand behalwe God bepaal jou vreugde, vrede in jou lewe nie. Niemand behalwe God kan vir jou sê jy kan nie.
Die wêreld kan nie vir jou sê jy kan nie, want God sê jy kan. Is tot alles in staat hoe deur Christus wat my krag gee. Dis tyd dat ons weer ons erfenis optel en ons eie maak. Wat is my erfenis? Wat het ek uit God se hande ontvang toe Christus aan die kruis gesterf het? Vryheid. Ek is vry. Ek is vry. Ek is waarlik vry. Niks domineer my nie, net Christus doen. Niks bepaal my slaap, my vreugde, my opgewondenheid, my blydskap nie. Christus doen. Nie meer mense of omstandighede nie. Jesus. En hy alleen.